Hallo julle, welkom hierso. Ek bid dat hierdie 'n geseënde week was vir julle en dat julle ook 'n rustige naweek sover gehad het. My gebed is dat die Here ons hier gaan ontmoet en dat sy lewende teenwoordigheid vir ons op nuwe maniere hoop en krag gaan gee in hierdie tyd. Ek groet jou in die naam van ons lewende Here, ons Vader, Seun en Heilige Gees. Want hy is die Vader wat vir ons sorg. Genade vir jou, vrede en krag van God ons Vader, Jesus Christus ons Here, en dit kom na ons lewens toe deur die kragtige werk van die Heilige Gees. Amen. Ek gaan vir ons nou lees uit Matteus 25 vanaf vers 14. Maar voor ek dit doen, kom ons vra dat die Here sy woord vir ons sal oopmaak. Here, ons aanbid U en eer U. Ons vra dat U die Here is wat vandag met ons sal praat. Here, U is die een wat lewe gee. U is die een wat die toekoms oopmaak. U is die een wat uit U hand uit ons toelaat om te leef, te jubel, vreugde te hê, ook in die moeilikste omstandighede. En daarom kom ons na U toe, Here, en kom vra ons dat U vir ons 'n bietjie meer van U sal wys, bietjie meer van die hart, bietjie meer van die karakter. Here, sodat ons altyd met volle oorgawe, volle vertroue en met volle vreugde kan leef uit die hand van die Here wat vir ons genoeg is. Amen. Ek het terwyl ek voorberei het vir hierdie sessie gedink aan my kinderdae, waar ons baie keer maar swaar gekry het. Ons het nie altyd genoeg gehad nie. En ek onthou hoe baie keer ek en my ma saam gebid het, my suster, en gevra het, Here, sorg asseblief tog net. Maar ek het ook onthou in daai tye waar het baie keer so swaar gegaan het, dat ons eintlik vir die belaglikste goed kon lag en die snaakste goed kon vind in die kleinste goed. En daar was iets daarvan, want ons het geweet ons het die Here wat sorg. En ek kom bid en vertrou dat, terwyl ons nou besig is, jy ook weer jou wortels diep in hierdie Here kan inplant, wat jy weet vir jou sal sorg. Ek lees uit Matteus 25 vanaf vers 14. Verder gaan dit soos met 'n man wat op reis wou gaan. Hy het sy slawe bymekaar geroep en sy besittings aan hulle toevertrou. Vir een het hy 5 goue muntstukke gegee en vir 'n ander 2 en 'n derde 1. Hy het aan elkeen volgens sy bekwaamheid gegee en toe op reis gegaan. Die een wat 5 goue muntstukke ontvang het, het dadelik daarmee begin werk en 'n wins gemaak van nog 5. So ook die een wat 2 gekry het, hy het wins gemaak van nog 2. Maar die slaaf wat 1 gekry het, het 'n gat in die grond gaan grawe en sy eienaar se geld daarin weggesteek. Na 'n lang tyd het die eienaar van die slawe teruggekom en van hulle rekenskap gevra. Die een wat 5 goue muntstukke ontvang het, kom toe en bring die ander 5 saam en sê, meneer, 5 goue muntstukke het u aan my toevertrou. Hier is dit met 5 ander wat ek wins gemaak het. Toe sê die eienaar vir hom, mooi so, jy is 'n goeie en getroue slaaf. Oor min was jy getrou, oor baie sal ek jou aanstel. Kom in en deel my vreugde. Toe kom die een met die 2 goue muntstukke en sê, meneer, 2 goue muntstukke het ek u aan my toevertrou. Hier is dit met 2 ander wat ek wins gemaak het. Sy eienaar sê, toe voel mooi so, jy is 'n goeie en getroue slaaf. Oor min was jy getrou, oor baie sal ek jou aanstel. Kom en deel my vreugde. Toe kom die een met 1 goue muntstuk ontvang het en sê, meneer, ek ken u en ek weet dat jy 'n harde man is, wat oes waar u nie gesaai het nie en pluk waar u nie geplant het nie. Omdat ek bang was, het ek u muntstuk in die grond gaan begrawe. Hier is u geld terug. Hier het u geld terug. Toe sê die eienaar vir hom, jy is 'n slegte en 'n lui slaaf. Jy het geweet dat ek oes waar ek nie gesaai het nie en pluk waar ek nie geplant het nie. Dan moes jy my geld in die bank gesit het. Ek sou dit vir my koms met rente teruggekry het. Aan elkeen wat het sal meer gegee word en hy sal oorvloed hê, maar hy wat nie het nie, sal ook die bietjie wat hy het weggevat word. En gooi die nutlose slaaf uit in die diepste duisternis daar buite. Daar sal hy huil en op hulle tande kners. Nou ek wil eers net vir ons so ver lees. Ons lewe nogal in 'n tyd, mense, waar
ons besigheid baie min vertroue het. Ek weet nie of julle al agtergekom het nie, maar besighede is al meer besig om op mense op te check en seker te maak dat hulle werk doen. Ek sien hulle adverteer nou metertjies wat wys hoe lank mense op watter webwerwe werk, sodat as hulle by die huis sit en werk, die baas nog steeds kan seker maak dat jy die regte goed doen. Party mense het minder metertjies en inmenging, maar wat hulle doen is hulle het die hele tyd vergaderings. Daar's van die mense wat by die werk, by die huis sit en werk, en hulle het tot 8 ure lang team meetings om seker te maak dat hulle vordering maak in die 8 ure wat hulle team meetings het. En dan vind hulle dat hulle in die aande nog moet werk net om in te haal. Daar is allerhande tipe apps. Ons trek ons kinders. Ons het skermtyd apps om seker te maak dat ons op die regte plekke, op die regte tye, nie te veel van ons skerms gebruik nie. Vertroue raak al hoe skaarser in besigheid en in verhoudinge. Ek het altyd so spottenderwys wat ek vir my kinders sê, natuurlik vertrou ek jou nie, jy is amper 'n tiener. Daar is my meisiekind 'n tiener. Maar die meester in vanoggend se verhaal en vandag se verhaal wat ek vir julle gelees het glad nie vertrouensprobleme nie. Inteendeel. Hy gee vir 3 diensknegte elkeen 'n belegging en nie net sommer so 'n belegging nie. In vandag se geld, volgens meeste van die navorsing wat ek gedoen het die eerste ou wat die 5 goue muntstukke gekry het, omtrent 4,2 miljoen rand gekry om mee te werk. Tweede ou het so 1,6 miljoen rand gekry en die derde man 840.000 rand. En dan gaan hy met reis. Hy stel nie iemand aan om die geld te monitor nie, hy het nie eers 'n rekenmeester om te gaan opcheck wat hulle met die geld doen nie. Hy het seker nog nooit gehoor van ver van jou goed naby aan jou skade nie. Hy delegeer rykdom en hy doen dit sonder enige beperking. Nou is die vraag, wat gaan hulle doen met hierdie rykdom? Want as jy daarom vir 'n slaaf 4,2 miljoen rand gee, ek meen daar is 'n paar maniere hoe hy daai geld sou kon gebruik. Wat hier gebeur is baie interessant, want wat hier gebeur is dat elkeen van hierdie slawe optree, nie volgens hoe hulle is nie, maar volgens hoe hulle meester sien. Met baie van die besighede wat ek konsultasiewerk doen en opleiding by doen, sien 'n mens dit baie duidelik. As jy 'n streng baas het, wat harde woorde spreek, en mense verkleineer en afkraak voor ander, hulle het kritiek in elke situasie. Hulle is die tipe baas, jy het al dalk van hulle gehoor, of jy is dalk self een, wat sê, vir wat moet ek vir mense dankie sê, en nog vir hulle sê, hulle doen goeie werk, as ek hulle klaar betaal het. Die gemors met hierdie tipe baase, is dat wanneer jy vir so 'n baas werk, dan doen jy alles wat jy kan om uit die moeilikheid uit te bly. Ek onthou, ek was eendag by 'n fabriek saam met so 'n baas. Kwaai man, die hele tyd geraas en geskree te kere gegaan. En op 'n stadium stap ons deur die fabriek, ek en hy sien 'n boks waar hy nie moet wees nie, en hy roep 'n ou nader, hy sê, vat daai boks en sit hom daar. En die ou vat die boks, hy loop oor, en ons gaan toe nou aan, gaan kyk na wat hy vir my wil wys. Op pad terug, toe sien ons maar die ou wat die bokse draad staan, net daar waar hy die boks neergesit het. En die baas sê, wat staan jy daar? Hy sê, wel, baas sê wat ek volgende moet doen nie. En dis die moeilikheid. Jy weet, baie keer dink ons, as ons kwaai en streng is, sal mense luister. Die probleem is, hulle opdink, hulle op risiko neem, want hulle is bang. En bang mense probeer uit die moeilikheid uitbly. Hulle probeer nie floreer nie, hulle probeer nie 'n bydrae maak nie. Maar waar min vertroue is, vind ons dat mense net hulle werk doen, en dan die minimum daarvan. Daar is natuurlik ander tipe baase, en ek sien baie van hulle ook. Die baase wat hulle mense aanmoedig en prys, en goeie goed vir hulle sê. Wanneer daar fout gaan, dan word hulle foute bespreek, eerder as wat daarop hulle geskree word, en dat hulle gestraf word. Wanneer hulle sien iemand doen iets verkeerd, dan gryp hulle dit aan as 'n geleentheid om met die ou te gaan sit en met hom te gaan praat oor hoe hy kan verbeter. As jy 'n slegte baas, wanneer iemand 'n fout maak, dink hy, oei, wat gaan my baas sê? 'n Goeie baas kyk daarna en dink, okay, kom ons help hierdie persoon, sodat dit nooit weer hoef te gebeur nie. En wanneer dit gebeur, wanneer jy vir so 'n bestuurder werk, dan begin jy inisiatief neem, dan begin jy floreer, jy raak kreatief, jy gaan daai ekstra stap, daai ekstra myl, sonder dat iemand dit van jou verwag of van jou vra. So,
Ek werk nou met baie goeie en slegte baase, maar hierdie storie sê nie vir ons of die man wat op reis gaan 'n goeie of slegte baas is nie. Hierdie storie vertel vir ons wat gebeur wanneer ons glo dat ons 'n goeie of 'n slegte baas het. Want jy sien, die denke en opinie wat ons het oor hierdie baas in die storie, bepaal hoe ons die oorvloed wat hy vir ons gegee het om te bestuur gaan aanwend. As ons hierdie oorvloed gaan sien as 'n trap, as iets wat ons in die moeilikheid gaan kry, dan gaan ons krampagtig wees, ons gaan angstig wees, ons gaan vol vrees wees. Jy kan dit duidelik sien in die derde slaaf. Hy begrawe wat hy het, want hy is bang, hy gaan alles verloor. Hy het dit nie eers gaan belê vir rente nie. Hy wou nie die risiko neem dat daar dalk 'n bankroof gaan wees en hy alles gaan verloor nie. Hierdie arme man moes in totale angs en vrees geleef het van die dag wat hy daai geld gekry het. Sy lewe het in 'n nagmerrie ontaard. Een van die verhale wat ek in hoërskool baie jare terug wat ek in hoërskool gedoen het, is 'n verhaal wat nogal by my bygebly het. Die verhaal van 'n skrywer, 'n Franse skrywer, Guy de Maupassant. En Guy skryf die storie van The Necklace. En in The Necklace is daar 'n Madame Loisel. En Madame Loisel is heeltemal ontevrede met haar lewe. Sy glo dat sy bedoel is vir meer. Sy glo sy moes eintlik 'n adelike gewees het. Haar man is ongelukkig 'n laafvlak persoon wat in die onderwysdepartement werk. En dan eendag, dan kry haar man net reg om 'n uitnodiging kry na die bal. En Madame de Loisel is in die wolke, totdat sy besef, sy het niks om aan te trek nie. En die arme man gaan dan en hy vat sy spaargeld en hy gee dit vir haar sodat sy 'n rok kan koop. Maar toe sy het neergedruk want sy het geen juweliers vir haar nie. En uiteindelik gaan sy na 'n ryk vriendin en sy gaan leen hierdie pragtige halssnoer. En dan gaan sy net die aand toe. En dis die wonderlikste aand van haar lewe. Sy floreer op die bewondering van die belangrike mense. En dan kom sy by die huis, uitgeput en gelukkig, net om uit te vind, die halssnoer het verlore geraak. Begin sy soek en angstig rondvra. Op die ouend besef sy gaan dit moet vervang, gaan na juwelier toe, verduidelik hoe dit gelyk het. En juwelier maak vir haar een en sê dis 40.000 frank. En na 'n lang onderhandeling kry sy dit afgestry na 36.000 frank, baie meer as wat sy kan bekostig. Sy gaan gee die halssnoer terug sonder om enigiets vir haar vriendin te sê, en vir die volgende 10 jaar sloof sy haar af soos 'n slaaf om die 36.000 frank terug te betaal. Uiteindelik 10 jaar later stap sy die vriendin van haar raak en sy beken alles na die vriendin van haar vrou, hoekom sy so afgesloof lyk. En die vriendin bars uit van die lag en sê, dit was 'n vals halssnoer, hy het net 500 frank gekos. En is amper asof hierdie een talent, hierdie 840.000 rand, vir hierdie man soos daai halssnoer is. Hy het in angs geleef, hy skrop en hy skraap, hy spreek weg. Al wat ons weet is, dat hierdie man gedink het, sy baas is verskriklik. En hy moet versigtig wees en hy moet bang wees. Interessant genoeg, ons lees glad nie hoe die ander twee hulle meester sien. Maar wat ons wel sien, is hoe hulle optree. Hulle tree op asof hulle volle vertroue het in sy vertroue. Hulle gaan voluit. Hulle neem risiko's, hulle werskaf. Hulle floreer. Hulle kyk na die meester en hulle dink, dis iemand vir wie ons graag wil vreugde verskaf. En daarom gaan hulle voluit. Wanneer ons hierdie verhaal in die Bybel lees, dan is die vraag wat ek vir jou wil vra, hoe sien jy die Here? Op watter manier lyk jou lewe? As ek na jou lewe kyk, lyk jou lewe soos 'n lewe wat vertroue het in die Here, wat sorg, wat genoeg is en wat goed is vir jou? Of lyk jou lewe soos iemand wat bang is vir die Here? Wat angstig is? Wat die heeltyd bekommerd is? Leef jy as iemand wat 100% seker is, die Here het jou gered, en daarom is jy alreeds 'n burger van die hemel? Of leef jy soos iemand wat moet skrop en skraap en werk,
om tog net goed genoeg te wees. Want die Here sê vir ons mag seker wees, ons mag lewe uit die wete dat ons kinders van God is. Leef jy soos een wat altyd bekommerd is dat daar genoeg gaan wees, of leef jy soos iemand wat glo in God se oop hand? Kan jy jou bekommernisse en jou vrese by die Here neersit en dit daar los? Of is jy die persoon wat op die Here se skoot klim met jou vrese en bekommernisse en dan met dieselfde vrese en bekommernisse wegstap, want jy wil tog nie die Here te veel pla nie? Ek lees die verhaal van Kent Brantland. Hy's 'n dokter in Liberia. Hy het gegaan toe hy gehoor het van 'n Ebola uitbraak, want hy het geweet dat daar min dokters is, en as 'n gelowige wou hy hulle gaan help. En nou hy 'n hele ruk daar gewerk het, het hy skielik begin die simptome self ervaar, die naarheid, die diarree, en hy het hom geïsoleer en gewag vir die uitslag van die bloedtoetse, wat vir hom 2 dae gevat het. Na 2 dae het die uitslag gekom, en hy was positief getoets vir Ebola. Hy vertel in daai tyd, hy die hele tyd, oor en oor, Hebreërs 4 vers 16 gelees het. Hebreërs 4 vers 16 sê, kom ons gaan dan met vrymoedigheid na die genade troon, sodat ons barmhartigheid en genade ontvang, en so op die regte tyd gered kan word. Hy het gegaan na genade troon, waar barmhartigheid is, waar daar genade is. Sy vrou vertel, dat in haar bekommernis oor haar man, kon hy niks anders onthou nie. Sy kon net kindergeloofsliedere sing, van die versies wat ons geleer het as kinders. Die genade troon is groot, en God is genoeg. Hy is behandel, hy het gesond geword, want hy kon vashou aan die Here wat genoeg is. En na die tyd het hy gesê, selfs al sou ek nie genees gewees het nie. Die Here se genade was vir my genoeg, ek weet waar ek sou geëindig het. In die laaste paar maande met die lockdown en ons besigheid wat baie swaar gekry het, was ek baie keer maar angstig en bekommerd. Ek moet bely. Ek onthou, ek wil ook vir Marna sê, ek wonder wat ons gaan doen. En Marna het net altyd by sê, ek glo die Here gaan vir ons sorg. Hy was nog altyd vir ons genoeg. Hy het nog altyd vir ons gesorg. Mense, ons meester is 'n goeie meester. 'n Goeie en liefdevolle God. Ons kan ons angs en ons pyn en ons twyfel by hom neersit. Hy het betaal daarvoor. Hy het gesterf aan die kruis, en met sy sterf aan die kruis het hy vir ons die lewe losgekoop. Ons is 'n God wat met ons goed bedoel, en daarom kan ons voluit leef. Ek lees die storie van 'n seentjie wat op 'n muur sit, en sy pa sê vir hom, spring, ek gaan jou vang. Hy sê, nee papa, ek is bang. Hy sê, ag, spring man, ek staan hier. Hy sê, maar papa, wat as jy misvang? Hy sê, kyk, ek is jou pa, spring. En die seentjie spring, en toe hy spring, toe gee die pa pad, en die seentjie val kliphard op die grond. En hy sê, maar papa, en sy pa sê vir hom, dit sê jou leer om niemand te vertrou nie. Daar is baie mense wat so leef. Hulle leef soos iemand wat 'n God het met duistere motiewe, wat hulle eintlik wil skade doen, eerder as om vir die lewe te wil gee. Ek en jy kan leef met 'n God wat vir ons sorg. Ons kan leef deur te spring in die middel van die oorvloed wat God vir ons gee. Ons kan die lewe neem wat ons uit die Here se hand uit kry. Ons kan die ewige lewe neem wat God uit vir ons verniet gee. En ons kan met daai lewe woeker in hierdie lewe op maniere wat vir die wêreld wys, ons lewe vanuit 'n Here wat vir ons goed is. Ek en jy kan dit voluit bestuur, sonder vrees vir straf, sonder vrees dat ons Here nie genoeg vir ons is nie. Ek wil vir jou nou nooi om 'n lys te gaan maak van daai goed wat jou laat wakker lê 3 uur die oggend. Wat jou bang maak as jy in jou kar sit en dink. Wat jou keel wil laat toetrek. Maak daai lys. En dan gaan sit jy dit op die skoot van die Vader neer, want hy is genoeg. Ons het 'n goeie God. As dit chaos is rondom ons, weet ons, maak nie saak hoe groot die chaos is nie, ons is in God se hand, en hy bedoel dit goed met ons.
As jy matriek gaan skryf pak jou studies aan met oorgawe. Jy is die Here se kind, man. Of het goed of sleg gaan, hy is goed genoeg vir jou. Sit jou angs neer en begin leef. Daar is soveel mense wat nooit iets aanpak nie. Want hulle leef uit 'n sê nou maar. En hulle sê nou maar eindig altyd sleg. Ek wil vir jou vanoggend of vanaand sê of vanmiddag sê, wanneer jy ook al luister, vergeet jy van jou sê nou maar. En hoor nou wat God sê. Ek sê vir jou, jy is my kind. Ek het jou lief en ek is genoeg vir jou. Amen. Here, help ons om te glo in die goedheid. Nie as 'n teoretiese konstruk of iets wat ons op Sondagskool hoor nie, maar as 'n lewende ervaring. Leer ons vashou aan u sorg. Nie, Here, op maniere wat ons dan oor ons skouer laat loer nie, maar op maniere wat ons toelaat om u die eer te gee vir alles wat in ons lewe gebeur. Here, help ons om op u skoot te klim en vreesloos en vry in u oorvloed van liefde te baljaar. Wees saam met elkeen, Here, wat moedeloos is, bang is en twyfel. Help hulle, Here, help hulle om u te sien in hulle omstandighede, help hulle om diep asem te kan haal, help hulle om in die konkrete werklikheid die lewende God te beleef. Ek vra dit in u naam. Amen. Ontvang die seën van die Here. Die Here sal jou seën en jou bewaar. Die Here sal sy goedheid oor jou uitgiet. Die Here sal sy genade vir jou gee. Sy vrede jou laat oorspoel en jou gebede beantwoord. Die Here seën jou en bewaar jou. Hy sal jou beskerm, tot jou redding verskyn. Sy genade en sy vrede sal altyd by jou